Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons het gesien dat die duif 'n simbool van die Heilige Gees is. Vir Noag bring die duif die tweede keer nadat Noag hom uitgestuur het, 'n olyftakkie, voordat die duif vir Noag verlaat om nie weer terug te keer nie. En dan uiteindelik sien ons in die Nuwe Testament dat die duif die simbool is van die Heilige Gees wat op die Here Jesus neerdaal by sy doop. Daardie olyftakkie wat die duif in sy mond gehad het, verteenwoordig ook die olyfolie waarmee konings en priesters en profete in die tyd van die Bybel gesalf is. Here, vanaand vra ons ook, salf ons harte en ons verstand, dat ons sal hoor en sal verstaan, dat ons sal glo en ook sal gaan leef soos wat U wil hê ons moet. Here, ons vra, leer ons ook deur hierdie woord wat ons vanaand gaan hoor en gee dat ons werklik alles wat ons doen sal doen tot eer van U naam. En ons vra dit alles as dit U wil is in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. In Handelinge 10 verse 37 en 38 lees ons: Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het, na die doop van Johannes gespreek het met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hier word natuurlik gepraat van die Here Jesus en hoe die Here hom gesalf het met die Heilige Gees. Daardie selfde beeld van die duif wat op hom neergedaal het, word hier gebruik om te sê dat God vir die Here Jesus by sy doop gesalf het met die Heilige Gees. Ons gaan vanaand kyk na die Heilige Gees deur die simbool van olie. Die olie van die hemel verteenwoordig die krag en ook die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dit is hierdie krag wat ons van die Heilige Gees onderskei, wat ons van die Heilige Gees ontvang, wat ons onderskei van die res van die wêreld. In die Ou Testament sou profete manne met olie salf om aan hulle sekere posisies te gee, byvoorbeeld die van konings, priesters en ook ander profete. Wanneer iemand gesalf is, veral in die Ou Testament, is die persoon wat gesalf is gesalf met die olie wat gewoonlik olyfolie was. In die meeste kere waar ons in die Bybel lees van olie, kan ons weet dat dit waarskynlik olyfolie was. En dit was 'n simboliese handeling waardeur die persoon wat gesalf is uiteindelik simbolies bekragtig is vir die werk van God waarvoor God hom geroep het. Ons lees dat konings gesalf is in baie gedeeltes. Een so gedeelte is byvoorbeeld 1 Samuel 16 verse 1 en 13. In vers 1 kry ons die aanloop. Daarna sê die Here aan Samuel: Hoe lank sal jy treur oor Saul terwyl ek hom, dit is vir Saul, terwyl ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isai die Betlehemiet, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. En baie van die Bybelvertalings vertaal hier olie, vul jou horing met olie met olyfolie. En dan die uiteinde daarvan in 1 Samuel 13, in 1 Samuel 16 vers 13. Samuel neem toe die horing
met olie en salf hom te midde van sy broers, dis vir Dawid. En die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. En ek wil hier weer beklemtoon. Nadat Samuel hom gesalf het, lees ons, en die gees, met ander woorde die Heilige Gees van die Here, het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. Dawid was, soos ons hier sien, alreeds deur God uitgekies gewees. Maar dit is hierdie moment van die salwing met die olie, wat hom uiteindelik bekragtig as die koning. Van hierdie oomblik af kan ons dit miskien so sien dat die Heilige Gees oor hom gekom het en uiteindelik in en deur hom gewerk het, omdat die Heilige Gees in sy hart was en hom in staat gestel het om die koning te wees en te word uiteindelik, of te word en uiteindelik dan te wees wat God wou gehad het hy moes wees. Maar ons sien ook dieselfde wat profete aanbetref. In 1 Konings 19 vers 16 lees ons van nie net die salwing van konings nie, maar ook van 'n profeet. En jou, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel, so sê God vir Elia. En dan sê hy verder vir hom in 1 Konings 19 vers 16, en Elisa, die seun van Safat uit Abel Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek. So hier lees ons ook van die salwing van profete. Maar so ook wat die priesters aanbetref. In Eksodus 28 vers 41 lees ons, en trek dit jou broer Aaron en sy seuns saam met hom aan, en salf hulle en stel hulle aan en heilig hulle, sodat hulle vir my die priestersamp kan bedien. So dis Moses wat natuurlik hier vir Aaron en sy seuns geseën het as priesters. En dan is dit interessant dat daar is ook heilige plekke en heilige items wat gesalf was veral in die Ou Testament, en ook was dit die olie wat gebruik was om natuurlik die lampe uiteindelik, of die kandelaars, so olie te laat brand, of die vlamme te laat brand. In Eksodus 29 vers 36 lees ons byvoorbeeld, jy moet ook daagliks 'n sondofferbul tot versoening berei en die altaar ontsondig deur daarvoor versoening te doen, en jy moet dit salf om dit te heilig. So hierdie salwing was natuurlik alles simboliese handeling. Die salwing is altyd om iemand of iets aan God se diens te wy. Ons as gelowiges is ook binne die ampt van gelowige konings, priesters en profete. En omdat God ons uitverkies het, het God ons ook gesalf deur die inwoning van die Heilige Gees in ons harte. Wat 'n wonderlike vreugde om dit te kan weet. Soos die konings is ons deur die Heilige Gees gesalf om autoriteit te hê, veral om te heers oor die sonde en uiteindelik ook oor die skepping. Soos die profete is ons deur die Heilige Gees gesalf om diensknegte van God te wees wat sy woord verkondig deur woord en daad. En soos die priesters is ons deur die Heilige Gees gesalf om diensknegte van God te wees wat vir God aanbid en werk vir God se kerk deur die offers van ons tyd, ons geld, ons energie en ons toewyding aan die Here. Ook die spesiale items wat gesalf is gesalf vir 'n spesifieke doel binne die tabernakel of die tempel, soos wat ons gesien het. En graag wil ek dit ook so sien dat God ook ons harte salf vir die Heilige Gees om uiteindelik daarin te kom woon. Maar wanneer ons van al hierdie Ou Testamentiese salwings praat, as ek dit so kan noem, die salwing van die konings, priesters, die profete en ook sekere plekke of items, dan kan ons weet dat dit is maar alles net Ou Testamentiese skaduwees wat heenwys na iets beter en na iets groter, na die uiteindelike salwing. Maar wat dit wel vir ons ook gewys het, is dat
Hierdie salwing het mense en voorwerpe afgesonder vir God. En dan kom ons in die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament kry ons dan nie die skade wees nie, maar die werklike bewys of die substansie. En dit is wanneer nie net die Here Jesus Christus nie, maar ook sy kinders gesalf word met die Heilige Gees. In Handelinge 10 vers 37 en 38 lees ons: Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het, na die doop wat Johannes gepreek het, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. So hier sien ons duidelik dat die Heilige Gees die simbool of die olie van salwing die simbool van die Heilige Gees is. In die Ou Testament is mense gesalf met olie en dit was 'n simboliese handeling wat daarop gewys het dat God se Heilige Gees op hulle sou lê, sodat hulle in diens van God kan wees vir 'n spesifieke taak of 'n spesifieke doel. En hier in die Nuwe Testament sien ons die simbool van die Heilige Gees se natuur wat aan ons bekend gemaak word, is dan ook die olie. Dit is nie hier in die Nuwe Testament 'n skaduwee wat heenwys soos in die Ou Testament waar daar met olie gesalf is nie, maar hier is dit die werklike substansie, die regte, die Heilige Gees self waarmee Jesus dan hier gesalf word en ook verder sy kinders. Die salwing gee nie net aan jou 'n spesifieke posisie of 'n amp as kind van God of gelowige nie, maar dit beskerm en reinig jou ook. Die Heilige Gees dring ons dan ook daardeur tot inkeer en belydenis van ons sondes. En dis nie net 'n simbool nie, maar die Heilige Gees self wat van nou af voortdurend in en deur ons werk wanneer ons gesalf word met die Heilige Gees van God self. God het vir Jesus nie met olie gesalf nie. Net so word ons nie met olie gesalf nie, maar met die Heilige Gees en met krag. En daarom ook dat die salwing van die Heilige Gees dan ook heenwys na die bekragtiging van die gelowige. Maar dit is hoe Jesus gesalf is, sodat hy sy aardse bediening as koning van die konings, ons groot profeet wat kon sê, voorwaar ek sê vir julle, en ons hoëpriester wat homself vir ons geoffer het, kon begin. Net so is ons ook nie met die olie gesalf nie, maar met die eintlike olie, met die Heilige Gees, die werklike substansie of bewys. God die Heilige Gees self kom woon dan in ons harte wanneer ons gesalf word met die Heilige Gees. Die olie is dus veral Oud-testamenties die simbool, maar die substansie is Nuwe Testamenties die Heilige Gees. In die Nuwe Testament en ook in ons lewens vandag het ons die voorreg dat ons gesalf word deur die inwoning van die Heilige Gees in ons harte. In Lukas 4 verse 16 tot 18 lees ons: Toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was en soos hy gewoond was, dit is Jesus, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees. Die salwing gee dus ook aan ons die vermoë en die begeerte om die goeie nuus van die evangelie met almal te deel en natuurlik dan ook te wil deel. Hierdie goeie nuus dat uiteindelik Jesus Christus die gesalfde is, die Messias is, wat uiteindelik die
blye evangelie self in woord en daad is, wat dit kom uitspeel, as ek dit so kan stel, wat dit moontlik maak dat daar 'n blye boodskap is. In 1 Johannes 2 vers 20 lees ons, en julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Baie vertalings sê, en julle het die salwing van die Heilige en weet die waarheid, en dit is eintlik dieselfde. Die salwing met die Heilige Gees skei ons dus van die wêreld en roep ons uit die wêreld uit om in diens van God te leef, omdat ons nie van die wêreld is nie, maar slegs in die wêreld met 'n spesifieke taak, en daardie taak kan miskien beskryf word so: ons moet konings, priesters en profete vir God in hierdie wêreld wees. So ons kan dus sê, die salwing van die Heilige Gees gee aan ons krag, beskerming, dit reinig ons, dit laat ons sy profete wees en dit laat ons hom dien soos sy priesters, en dit gee aan ons autoriteit as konings. En hierdie salwing met die Heilige Gees stel ons ook eenkant, sonder ons af, sodat ons op die smal weg kan bly loop met 'n lewende hoop, omdat ons 'n projeksie of 'n mikpunt het, en dit is natuurlik die ewige lewe. Hierdie salwing met die Heilige Gees maak ons spesiaal, sonder ons af as God se geroepenes, as sy kinders. Dis belangrik dat ons sal onthou, die salwing verteenwoordig die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Maar ons kan dan ook die vraag vra, wat bring hierdie teenwoordigheid van die Heilige Gees vir ons? Eerstens het ons reeds gesien in Handelinge 10 vers 38 dat hierdie teenwoordigheid van die Heilige Gees bring ook of gee ook vir ons krag. Dit bekragtig ons. In Psalm 45 vers 8 lees ons verder: U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. So hier sien ons nog 'n funksie van die salwing met die Heilige Gees. So die salwing met die Heilige Gees bring ook vir ons vreugde, en daardie vreugde spruit veral uit die wete, uit die geloof wat die Heilige Gees ook saam met die ander 8 stappe van die heilsorde in ons harte werk, dat Jesus vir ons gesterf en vir ons oorwin het. Maar verder bring daardie salwing met die Heilige Gees ook vir ons genesing. In Jakobus 5 in die Nuwe Testament in verse 14 en 15 lees ons: is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. En ook weer hier, veral in die 2020 vertaling ook, word olie vertaal met olyfolie, soos wat dit deurgangs die geval is in baie vertalings. Verder is hierdie salwing van die Heilige Gees ook vir ons 'n simbool daarvan dat dit vir ons krag en beskerming gee. In Psalm 89 verse 21 tot 24 lees ons: ek het Dawid my knegt gevind, met my heilige olie hom gesalf, met wie my hand bestendig sal wees. Ook sal my arm hom versterk. So hier sien ons, dit gee vir ons krag. Die vyand sal hom nie oorval en die kwaadoeners hom nie verdruk nie. Hier sien ons, dit beskerm ons. Maar ek sal sy teenstanders voor hom weg verpletter en die wat hom haat sal ek verslaan. Ons kan ook sê, daardie salwing met die Heilige Gees waarborg vir ons die oorwinning. Die mooi ding hier, wanneer ons na hierdie gedeelte uit Psalm 89 en ander gedeeltes ook kyk, is dat ons kan raak sien dat Dawid het geweet dat die olie net 'n simbool is van die eintlike salwing met die Heilige Gees, en daarom bid Dawid en smeek Dawid ook in sy boetelied, daar in Psalm 51 vers 13, smeek hy
werp my nie van die aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Sien, Dawid het geweet, dit gaan nie oor die olie nie, maar dat olie net 'n simbool was van die geestelike realiteit, van die inwoning van die Heilige Gees in ons harte. En die wonderlike is, omdat Dawid se spruit, Jesus Christus, soos Dawid voor hom gesalf is met die Heilige Gees, kon Jesus dit ook vir ons moontlik maak om gesalf te word met die Heilige Gees, omdat hy die dood oorwin het. En daarom uiteindelik behoort ons in alles wat ons doen, juis ook omdat ons gesalf is met die Heilige Gees, alle eer, lof, aanbidding en alles wat ons is, alles wat ons het, aan hom te wys, sodat hy daardeur geloof en geprys en aanbid en verheerlik kan word, omdat die lof en die eer en die heerlikheid hom toekom tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dank U dat U Seun Jesus Christus vir ons gestuur het om ons te kom verlos van ons sondes en van die ewige dood. Dankie dat Jesus, nadat hy uit die dood uit opgestaan het, op die 3de dag ook weer kon opvaar na die hemel om sy troon te bestyg, sodat hy ook die Heilige Gees kon uitstort en ons kon gesalf word met die Heilige Gees. Omdat ons gesalf is met die Heilige Gees, weet ons, Here, ontvang ons krag, vreugde, guns en eer, genesing, autoriteit en beskerming en 'n begeerte om in U diens te wees en die blye boodskap van die evangelie aan die ganse mensdom deur woord en daad te verkondig. Dankie, Here, dat die Heilige Gees die olie is wat ons afsonder vir God, wat ons in reinheid en heiligheid vir God laat leef op ons lewenspad. Dankie, Here, dat ons nie net die skaduwee van die Ou Testamentiese salwing het nie, maar dat ons die werklike bewyse, die substansie van die Heilige Gees het. Dankie dat ons gesalf is met die Heilige Gees. Here, ons bid ook, gee dat die Heilige Gees ook die seël sal wees, wat ons harte en ons verstand sal verseël, sodat ons nie sal twyfel nie, maar sal weet, ons is U kinders, en ons 'n begeerte sal hê om daarom op die liefde en die genade vir ons te antwoord met lewens van dankbaarheid. Here, al hierdie dinge vra ons en bid ons nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen as dit U wil is, in U groot en wonderlike en heilige naam alleen, in die naam van Jesus Christus. Amen.